29 Januarie. Die engele is ons metgeselle. Ontelbare engele gereed om ons te help. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Openbaring 5 vers 11. Toe Christus na die Vader opgevaar het, het hy sy volgelinge nie sonder hulp gelaat nie. Die Heilige Gees as sy verteenwoordiger en die hemelse engele as dienende geeste word uitgestuur na diegene wat onder moeilike omstandighede teen 'n groot oormag die goeie stryd van die geloof stry. Onthou altyd dat Jesus u helper is. Niemand verstaan u besondere karaktertrekke beter as hy nie. Hy waak oor u en as u gewillig is om deur hom gelei te word, sal hy u met invloede ten goeie omkant, wat u daartoe in staat sal stel om sy hele wil vir u te volbring. Niks is skynbaar hulpeloser en tog in werklikheid onoorwinliker as die siel wat sy nietigheid aanvoel en geheel en al op die verdienste van die Heiland steun nie. God sal elke engel in die hemel stuur om so 'n persoon by te staan, eerder as om toe te laat dat hy oorwin word. Engele, stralend met die lig wat altyd uit sy teenwoordigheid vloei, is Gods dienaars wat op snelle wieke spoed om sy wil te volbring. Die engele is altyd teenwoordig, wanneer hulle die meeste nodig is, by diegene wat die swaarste stryd teen die eie ek moet voer, en wie se omstandighede baie ontmoedigend is. So was daar in alle eeue engele by die getroue navolgers van Christus. Die bose magte is saamgetrek teen almal wat oorwinnaars wil wees. Maar Christus wil hê dat ons oë moet vestig op die onsigbare dinge, op die leers van die hemel, rondom almal wat God liefhet om hulle te verlos. Ons sal nooit weet van watter gevare, sigbaar en onsigbaar, ons deur die tussenkoms van engele verlos is nie, totdat ons eendag in die lig van die ewigheid die voorsieningheid van God sien. Dan eers sal ons sien dat die hele gesin van die hemel belangstel in die gesin hier op aarde, en dat boodskappers van die troon van God ons van dag tot dag bewaar.